val die vyand spesifiek ons identiteit aan? En hoe kan ons dit oorkom? Juis omdat hy ook hierdie konsep verstaan van hoe nader jy beweeg, wanneer jy weet wie jy is, Jou verhouding, nee. daai verhouding wat jy het, hoe verder verloor hy jou, hoe meer verloor hy sy houvas op jou lewe. So dis vir hom van kardinale belang om jou in jou verlede te hou, om jou in die opinie van ander te hou, om jou weg te hou van die volheid van die lewe, van dit wat in Christus daar vir ons is. Ja. So hy sal op alle maniere, ek wil nou amper sê die spanner in die works gooi, net om dit te kan keer. Weereens, dat ons nie nader aan die Vader beweeg nie, dat ons nie verstaan wie ons is nie. So die geveg wat hy graag wil hê moet gebeur, moet hierbo gebeur. Hy wil houvas hê oor jou denke. Ja. Hy wil, as jy die oggend opstaan en jy kyk vir jouself in die spieël, wil hy vir jou 'n baie lelike prentjie teken. Want die oomblik as jy weet wie jy in Christus is, die volgende ding wat gebeur is, jy verstaan autoriteit. Yes. Dis waar. En ek is baie jammer om vanaand te sê dat baie min mense, baie min kinders van die Here verstaan die autoriteit wat daar is wat ons het in Christus Jesus. Ja. Hy gaan vir jou, hy gaan jou weghou. Hy gaan alles doen sodat jy nie moet verstaan wie jy in Christus is nie. Hy het hierdie geveg aan die gang gesit. En dit is hoekom hy het eendag gesê van ou tannie Wessel Goodman daar in Amerika. Sy was 'n gospelsanger by uitstek, maar haar geloof en haar vertroue en haar geloofslewe was so 'n voorbeeld vir baie mense. En Bill Gaither het eendag gesê, Tannie Wessel, as sy soggens opstaan, dan sê die duiwel, oh please, she's awakened and she's gonna come and get us. Ja, Want sy het geweet wie sy is in Christus Jesus. Ons verstaan eerstens, en dis eintlik waar mens moet begin praat, maar dit is nou 'n praatjie vir 'n ander dag. Ons verstaan nie koninkryksbeginsels nie. Dis moeilik vir mense wat in 'n land lewe waar ons 'n demokratiese stelsel het, om te verstaan wat 'n koninkrykstelsel is. Ja. Wat 'n koning is en wie die koning is. En dan, as jy toegang het tot daai koning, en jy 'n verklaring kan uitreik wat die koning onderteken en verseël het, niks kan dit override nie. Ja. Niks kan dit override nie. En dit is die grootste vrees wat die vyand het, om te kan iemand verloor aan daai koninkrykstelsel. En die persoon verstaan die autoriteit, want die autoriteit gaan, dat jy gaan autoriteit dan oor die vyand kan neem. Jy gaan hom kan aanspreek in die naam van Jesus. Ja. Jy gaan siekte kan aanspreek. Jy gaan jou denke jy kan jou eie denke aanspreek. Die woord van die Here sê, die geloof kom deur die gehoor. So wanneer jy begin hardop sekere proklamasies maak, sonder om overboord te gaan, maar net deur te weet wie jy in Christus is, en te sê in die naam van Jesus. Yes. Daar lê soveel krag daarin. Daar lê soveel autoriteit en mag daarin. Maar die duiwel sal vir ons besluier hou, hy sal ons oë toedruk, hy sal wil hê ons moet nooit dit weet nie, want hy verloor. Ja. Hy verloor jou eerstens aan die koninkryk van Christus en van God. Ja. En tweedens verloor hy al hoe meer speelveld. Want nou weet jy wie jy is. En wanneer jy weet wie jy is, as ek en jy begin autoriteit neem, beïnvloed dit ons hele omgewing. Ja. Dit beïnvloed eerstens jou gesin. Jy en jou man saam is 'n front teen die vyand, as jy weet wie jy in Christus is, wat hy nie kan binnendring nie. Dan begin jy jou kinders beskerm, en jy begin hulle leer wie hulle is in Christus. Al hoe meer begin hy battlefield verloor. Ja. Sy domein word al hoe kleiner, en hy wil dit nie hê nie. Dan begin jy jou gemeenskap
vir Christus wen. Jy begin in jou gemeente weet wie jy in Christus is. Jy begin veld vir Christus wen. Ja. Ek wil vir jou sê, as ons werklik kan begin besef wie ons in Christus is, het ons 'n vermoë tot binne in die regering. Ja, sure. En die duiwel wil dit nie hê nie. Ja. Nou vra jy vir my, hoe kan ons dit oorkom? Kom, ja. En dit is deur jou denke. Hoe meer jy jou volmaak, hier's 'n ou vliegie nou net vir my. Ek gaan nou autoriteit oor hom neem. Hoe meer jy jou volmaak met die woord, hoe meer jy jou kennis begin uitbrei, hoe meer jy die hart van God begin bestudeer, daai wonderlike boek wat Dr. Chris Marks bekend gestel het, Ja. hoe meer leer dit vir jou wie Christus is, en dit begin in jou denke in. Ons moet ongelukkig 'n bietjie studies doen. Jy moet die woord bestudeer. Ja. Jy kan nie net oor, ek het gehoor, Betty het gepraat oor autoriteit, en nou gaan ek autoriteit nie. Nee, die enigste besef wat jy gaan kry oor autoriteit, ek sê dit hoeveel keer nou al vanaand, is wanneer jy gaan weet wie Christus is. Ja. En dan wie jy binne in hom is. Hy sê, ek is die wynstok, en julle is die lote. Nou, daar op Stellenbosch het ons pragtige wingerde gehad. Ek het nêrens daar gesien dat daar 'n klomp lote rond hardloop en soek vir water, en dat hulle tog net ietsie kan inkry en voedingsstowwe sodat hulle kan vrug dra nie. Nee, daai loot, van hulle was willelote. Hulle is ingeënt op die ware wynstok, nê? Hulle is nie eers fooi tog opreg. Ek kan nie meer, ek het al die name geken, maar ek kan nie meer die verskillende tipes druiwe se name onthou nie. Maar hulle was nie eers so oulik gewees nie. Dan enter hulle in op daai wingerdstok, en dan sodra hulle van daai sap begin trek uit die wingerdstok uit, dan begin hulle groei, en dan gee hulle van die beste druiwe, wat vir ons op 'n tafel kan wees, of lekker wyn kan maak. Maar, hy het geweet, al wat hy moet doen is, hy moet sit binne in daai wynstok, en hy moet inneem, hy moet intrek soveel as wat hy kan, om te kan vrug dra. Wat is die vrug? Eerstens, wanneer jy kan sê, ek het autoriteit in Christus, dan dra jy vrug. Andere hoor dit, hulle wil dit ook hê, en hulle begin eet van daai druiwe wat jy vir hulle gee. Ek voel sommer die salwing van die Here, en jy gee vir hulle, en daai, nou sê die woord van die Here, ek is die ware wynstok, julle is die lote, wie in my bly, dra veel vrug. En hoe wonderlik sal dit wees, as ons net binne in daai ware wynstok kan sit, kan trek van sy sappe wat hy vir jou gee. En soos Paulus gesê het, ek het alles as drek beskou, om daai kennis te kan kry. Ja, en dit is ook waar hulle sê, jy moet jou mind besig hou met die regte dinge. Met die regte goed. As jy nie jou mind besig hou met die regte dinge nie, gaan dit woes gaan. En dis altyd vir my interessant, ek dink aan myself, hoe vinnig, weet jy hoe vinnig werk 'n mens se gedagtes? Dit is ongelooflik. Ek kan net sit en dink, of ek kyk en ek sien 'n portret hang skeef in ons sitkamer, nê. En dan dink ek, van dit af dink ek, jette, my man skilder mooi. En dan dink ek moet onthou, as ek nou weer by die kunswinkel kom, ek moet vir hom so 'n canvas koop, en daai tipe verf. En dan dink ek, ek wonder nou as 'n mens 'n ander tipe verf kan kry, of as ons kan begin verwe meng, en daar hardloop jy weet. Maar om te weet, dis 'n beoefening. Dis regtig 'n beoefening. Die woord van die Here sê, hy lei konings se gedagtes soos waterstrome. Met ander woorde, weet jy hoe werk 'n lei voor? As daar, my pa het dit baie gedoen, as daar 'n waterstroom verbykom, nê, en jy het 'n leibeerd, praat nou van baie jare terug, dan kan jy stop die waterstroom, dat hy nie na die volgende plaas toe gaan nie, en jy maak 'n voor na jou dam toe, want hulle elke dag het elke oue beerd gehad, nê. Dan lei hy hom na die dam toe. Dan kan jou dam vir daai 24 uur vol word, na 24 uur maak jy oop, dan gaan hy weer aan na die volgende ou, en dan het hy weer leibeerte. So lei God
konings se gedagtes soos waterstrome. En ons, as ons in Christus is, kan ons eie gedagtes lei. Maar dis 'n beoefening. Ja. En ek sê weer, dis so maklik om die negatiewe te glo. Dis so maklik om die negatiewe te dink. Dis so maklik, regtig waar. Ek weet nie, ek wou al gevra het, Here, hoekom het U ons so gemaak? Maar dan dink ek nee. Ja. Wanneer 'n babatjie, my liefling sê dit baie, wanneer 'n babatjie gebore word, is sy hele filing system leeg. Dit is eintlik verskriklik erg om daaraan te dink. Nee? Hy weet niks. Sy weet niks. Ja. En dan, al wat hy weet is ek moet skree en dan kry hy kos. Kry kos, ja. Dit is baie belangrik. En dan soos wat hy of sy groot word, afhangende van waar hulle groot word, begin daai filing system voller Opbou, en voller ja. en voller word. Ja. En ons is besig met 'n fantastiese navorsing oor siege, jy weet. So dit begin, en dit is wat jou denke is, dis jou siege. Ja. So as ons as kinders van die Here kan begin besef dat ons moet ons kinders, en dit is hoekom die Here vir Moses gesê het, skerp dit vir hulle in. Leer hulle dit. 'n baie oulike baie bekende vrou, Hanna Grobler, sy's met Bok van Blerk getroud. Sy skryf iets hierdie week op Facebook. Sy sê sy het 'n dogtertjie Papillon. Mooi naam, né? Dit is anders dan, hè? Ja, sy het 'n dogtertjie Papillon en toe hulle die aand moet gaan slaap, ek weet nie of hulle 'n storie gelees het oor reuse of wat nie. Toe sê Papillon vir haar, en dit het vir my 'n getuienis gegee oor Hanna Grobler, wie sy is. Toe sê Papillon vir haar, ag, ek is nie bang om 'n reus te fight nie. Sy sê, Jesus, moet net bietjie eenkant toe staan dat ek nie hom per ongeluk raak slaan nie. Nou wat sê dit vir jou? Daai kind weet, hy is by haar. Dis vir haar ingeskerp. Haar ma het vir haar dit verduidelik, dat sy dink sy is so sterk. Deur Jesus wat by haar is, al moet hy net 'n bietjie eenkant staan, solank hy net daar is. Ja. Hoe sterk sy kan wees, dis fenomenaal. Ons moet dit vir ons kinders inskerp. Ons moet ons eie filing system, liewe Vader, ek wens daar was 'n delete knoppie gewees. Anne Marie, as ons 'n delete knoppie kon hê, vir wat in die filing system is. Ja. Maar God gee vir ons die bloed van Jesus, wat dit ook kan wegwas. Skoon te maak. Ja, Ja. en daai krag, soos ek sê, ons kan ure praat eintlik oor baie uitvloeisels uit hierdie ding uit, as ons die krag in die bloed kan begin besef. Yes. En sy uitvee vermoë, wil ek amper sê. Ja. Nee? Yes, Dan ja. sal dit so awesome Maklik. wees. Maar ons wil graag die negatiewe glo. Dit is so. Maar ek wonder of dit nie is omdat 'n mens altyd, want wat sien jy altyd om jou? Dit is so. Negatief. Alles Dit is negatief. Dit is Niks so. is positief. En ek vat myself en ek is spyt vandag daaroor, nê? Ja. Die eerste ding wat jy vir jou kind geleer het is, as jy wil hê, jy moenie aan 'n ding vat en sê vir hom so. En dis vrees onmiddellik. Ja. Wat is die eerste ding wat jou kind leer? Is Ja, vrees. moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Jy weet, en jy trek terug. En dit is so jammer. Dit is. Ons moet daai boldness kan hê Ja. van, met my God loop ek 'n bendestorm. En wanneer dit kan gebeur, nê, dan kan ons verstaan dat ons identiteit, hoor, hier kom nou 'n mooi ene. Dan kan ons identiteit verander nog voordat ons dit besef. Sure. Want Gideon is onder in 'n baie bang posisie. Ek weet nie of dit 'n kelder was of wat nie, is hy besig het hy koring gemaal. My liefling, help my hier, my slim man. Was hy besig om koring te maal? Op die dorsvloer was hy gewees. Gideon kom uit die stam van Benjamin. Die Benjaminiete was die kleinste stammetjie gewees. Ja. So, filing system sê, ons is die minste. Ons is die swakste. En 'n engel verskyn aan hom wat ons nou agterna verstaan, dit was Jesus Christus self. En hy groet hom met hierdie woorde. Hy verander sy identiteit nog voordat Gideon dit weet. Dis die krag wat daar in Jesus Christus is. Hy groet hom met die woorde, hy sê vir hom, gegroet is jy, dapper held. En Gideon
keer onmiddellik, want hy weet wat hier binne aangaan. Hy weet hy voel hy's die geringste. Yes. Maar God verander jou. As ek een mens vanaand met dit kan bemoedig. God verander vanaand jou identiteit nog voordat jy dit weet, nog voordat jy dit sien, nog voordat jy dit voel, nog voordat jy dit leef. Jy's 'n dapper held in God se oë. Halleluja. Prys die Here. Yes. Sjoe.